Here, dankie vir hierdie wonderlike mooi dag. En veral omdat ons vandag die uitstorting van die Heilige Gees ook kan vier. Want U is vir ons onmeetbaar goed. U liefde kan ons nie eers verstaan nie, dit is so groot. En ons verdien niks nie. En tog, Here, het U hierdie groot ding gedoen om Jesus aan die kruis te laat vasspyk. Vader, ons loof U daarvoor en bid dat U vanmôre vanuit U woord uit, vanuit die Bybel uit, met ons sal praat deur die Heilige Gees en vir ons sal help om die mens te word wat U vir ons bedoel het om te wees. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus Christus se wonderlike naam. Nou as 'n mens na 1 Johannes gaan kyk, en daar's 3 Johannese, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, en natuurlik die Johannes Evangelie. Selfe oom het dit geskryf. Toe hy op die ou end ook Openbaring geskryf het, het hulle hom weggejaag en hom op 'n eiland gaan sit waar hy nie kon wegkom nie. Daar was nog nie helikopters nie en motorbote nie en dit was 'n bietjie ver om te swem. En ek vermoed daar seker 'n paar haie ook in die see gewees daar rond. Maar toe het hy hierdie geskryf, hy sê hier in vers 7, geliefdes, ons moet mekaar lief hê. Hoor dit, né? Ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Net toe dan. God is liefde. Ek kan nou nie sien wat het jy nou op het daar sê, want liefde kom van God en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. En dan kan ek by sê, en God ken hom of haar. Dis hoe dit werk. Wanneer ons oor liefde praat, weet ons dat dit waarskynlik die belangrikste eienskap of ding is wat in elke Christus gelowige is en na vore moet kom. Dit het ons die hele week vir mekaar probeer sê. Mense moet dit kan begin raak sien en dit kan begin voel, hierdie liefde. Want onthou nou, dis nie daai soppie liefde van liefde is liefde nie, wat die ouens op hulle t-shirts dra nie. Hulle het nie 'n cooking clue wat dit beteken nie. Hierdie liefde van God. Maar ons is partykeer ook skuldig rondom dit, want hierdie liefde sê, jy gaan oor al die verkeerde goed, en jy sien die mens raak, en jy begin met hom of haar te werk. So, op Pinkstersondag, herdenk ons juis die grootste liefdesdaad, liefdesgebeure, wat daar ooit in die geskiedenis van die wêreld gebeur het. En dit was eerstens die kruis, Jesus wat aan die kruis gesterf het, en toe opgestaan het, en toe so 40 dae later opgevaar het na die hemel, dit het ons verlede donderdag gevier, en 10 dae later, hy het vir sy disippels gesê, toe hulle hom vir oulaas gesien het, einde van Matteus 28, maar ook in Handelinge het hy met hulle gepraat, en hy het vir hulle al in Johannes 16 gesê, hy gaan sy gees stuur. En dit het gebeur, op die 10de dag na hy opgevaar het die hemel toe. Hy het vir hulle gesê, gaan wag, en hulle het hulle self gaan toesluit in 'n vertrek, bang vir al die ander ouens, en toe die Here hulle verras, en hy het in daai gebou ingekom, en hy het sy Heilige Gees op al die mense wat daar was, gaan sit. Dit was plus minus 120 as ek reg onthou. En daarna was die Petrus wat gesê het, hy ken nie Jesus nie. Toe daai ou het toe woema aan hom, nee.
toe gaan hy uit, en hy begin die evangelie, hy preek 'n vreeslike kort preekie, wat jy in Handelinge kan gaan lees, en dan kom daar 3000 mense tot bekering, want die gees van God het daar gewerk. So, ons vier die uitstorting van die Heilige Gees, 10 dae na Jesus se hemelvaart. Mense, miskien moet ek net dit ook sê, ek het op die oomblik in my stilte tyd, is ek besig met Esegiel, en ek het nou vanmôre ek het nie beplan om dit so te hê nie, dit het net so uitgewerk, en dit wys jou hoe werk God, nee. Ek is by Esegiel 39 se laaste vers, 29. En daar sê die Here, voor dit raas hy met die ouens oor al hulle sonde, die Jode, en dan vat hy die klomp heidene aan, en hy sê vir hulle, ek gaan jou gebruik, Gog, sy ou se naam, ek gaan nie nou daaroor praat nie, en hy gaan al sy pelle bring, al sy vriende, almal wat saam met hom wil, en hulle gaan met 'n geweldige weermag. Ek het amper nou gesê tanks en mirages en F-15's of 16's of whatever. Nee, hulle het dit nog nie gehad nie. Maar hulle het spiese en skilde en swaarde en pyle en boë gehad. En hy het vir hulle gestuur om Israel te gaan vernietig. Maar op pad soontoe het die Here hulle vernietig. En dan sê hy in vers 29, en dan gaan ek my gees op alle mense uitstort, en hulle sal weet, ek is die Here. Is dit nie asemrowend nie? En dis vandag Pinksterdag. In Joël 2, Jesus Christus se gees is die een wat ons by Jesus Christus uitbring, gee vir ons 'n nuwe geboorte, sê Johannes 3 vers 3, en dan rus hy ons toe, en hy bekragtig ons om tot by sy tweede koms mense na hom toe te lei. Dis julle in my werk daai. Miskien moet ons net vir mekaar ook sê, dat hierdie soort liefde juist sterk genoeg is, om maar altyd die waarheid ook op die tafel te sit. En onthou, die waarheid maak nie seer nie. Johannes 8 vers 32 sê, die waarheid maak jou vry, want vers 36, hy is Jesus Christus. Hy is die waarheid. En hy is liefde, want God is liefde. En God het sy liefde in jou en my uitgestort, die dag toe jy gekies het vir Jesus. En as dit nie so lekker sigbaar by jou is nie, en jy dit nie so lekker beleef nie, lê die fout nie by die Here nie. Dit lê by jou, jy moet gaan soek, kom vra. Ek is beskikbaar, my vroukie is beskikbaar. Hier's ander mense wat beskikbaar is om vir jou te help, om te ontdek, hoekom steek jou liefde vas? Miskien loop jy met wrokke rond. Miskien het iemand jou onregverdig behandel, jou te nagekom. Maar dit kan gehelp word. Dit kan genees word, want vir God is alles moontlik, Lukas 1:37. En nog baie ander plekke ook in die Bybel. Hy kan alles doen. Daar's niks wat hy nie vir jou kan doen. So, as ons die waarheid op die tafel sit, moet ons weet, dit het gewoonlik gevolge. Of jy kry 'n taai klap, of iemand waardeer dit, dat jy bereid was om die vriendskap of jou lewe te waag, deur vir hom of haar te sê, dit is die waarheid. En die waarheid loop altyd saam met die Bybel, die woord van God. Dat 'n mens soms mense moet vermaan en waarsku en sonde moet uitwys onder leiding van die Heilige Gees in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Lei geen twyfel nie, maar sonder om te veroordeel. Dis nie jou job daai nie. Jy is nie daar om te veroordeel nie. Jy kan oordeel en sê, wow, dit strook nie met die Bybel nie. Ek het jou lief genoeg om vir jou dit te kom sê. Gee vir jou genoeg om
Dit strook nie met die woord van God nie. Nie die grondwet van die land nie. Dit sal partykeer ook nie strook met die grondwet van die land nie. Maar hierso is die boek, die waarheid, enigste waarheid van God. Ek sluit af, dit is waarvoor en waaroor discipelskap gaan. Dit is om gebroke, deur mekaar lewens te help genees. En hier's baie in koppies, julle ken baie in julle families, mense wat stikkend is, ons het sikkes. Maar nou goed, hulle luister mos nou nie na 'n dominee nie. Jy weet jou eie mense. Tot dit nou so sleg gaan, dat hulle dan vir jou begin luister. En vir jou vra, ook selfs vra, kan jy dink dat hulle vir jou kom vra. Gebroke mense te help genees. Waar mense bloei en seer het en selfs doodgaan. Waar hulle soos verdwaalde skape verward rondstrompel in die donker. En jy weet wat die lig is en waar die lig is. Wat nooit uitgedoof kan word nie. En jy moet dit met hulle gaan deel, ouens en vrouens. Die Here Jesus glimlag as jy dit doen. En as dit moeilik gaan, dan moet jy weet, hy is hier by jou, hy is in jou. Hy ervaar dit saam met jou, en hy gaan jou veilig daardeur vat, want hy vat ons selfs veilig deur die dood, sê Dawid, in Psalm 23. Veilig. Wat God van jou en my verwag, is om uit te gaan, en in sulke mense se lewens, sy genesende liefde prakties te laat grondvat, sodat die Heilige Gees in Jesus Christus 'n verskil in hulle lewens kan maak, deur jou te gebruik om hulle te leer wie hy is, en jou te gebruik om hulle te wys hoe dit is, en te hoor en te voel hoe hierdie liefde is. Dit moet grondvat. Ons moet lig en sout wees, sê Jesus in Matteus 5 vers 13 tot 16. Ons moet sigbaar en voelbaar die evangelie laat land daar buite. Nou vra ek, hoe beskikbaar is jy, is ek, vir die Here om ons te gebruik? Gaan werk 'n bietjie met daai vraag, en dan gaan ons volgende Sondag verder. Amen. Ding wat jy doen en so aan, alhoewel jy eintlik elke dag 'n nagmaal lewe moet lei. Nou, ek gaan nou hier na 1 of 2, 3 mense toe stap, en ek gaan vir jou die brood bedien, en die Korean gaan vir my, jy het nou reeds wyn, maar ek gaan vir jou die brood gee, en dan gaan jy jou wyn drink, anders ek dink, ek wil hulle nou nie dronk maak hier in die kerk nie, nee. So hier is 'n oulike kruisie, wat ek weet nie wie gesny het nie, maar dit is 'n teken van wat gebeur het met Jesus. En hy het vir so min of meer 33 jaar op die aarde kom stap, en hy het sy lewe kom offer vir jou en vir my. En daarom, as ek hom so breek, dan breek dit nie sy liggaam nie, maar sy menswees. En hy het dit gegee, sodat jy kan leef. So, neem dit, eet dit, glo, dat Jesus vir jou ook aan die kruis gesterf het. En terwyl jy daar gehang het hy aan julle gedink. Hy het julle name in sy gedagtes gehad. Neem dit, eet dit, en glo, dat Jesus Christus vir jou aan die kruis betaal het. Julle het julle wyn, ek gaan nou die wyn daar instel, en daarna gaan ons dit saam gebruik, of julle gaan dit saam met my daar gebruik. So ek wil nou hê jy met jou broodjie vat, en jy moet hom
eet en terwyl jy hom eet, dink daaraan dat Jesus aan jou gedink het. Spesifiek, Herman, vir Wilhelm, vir Koos, vir Louisa, vir elkeen van julle, se naam het deur sy brein gegaan. En hy het vir al jou goed van die verlede betaal, van die hede, en van wat jy nog gaan droog maak vorentoe. Het hy betaal. En daarom, as ons by die wyn kom, en ek weet hier is mense wat graag die beker sal wil gebruik, so as ek hom nou ingestel het, dat almal dan julle net julle hande opsteek, en gaan ek kom, en jy gaan vir my help as dit nodig is met as iemand dalk 'n glasie wil gebruik. Ek normaalweg bedien ek mense soos ek nou vanmôre gedoen het, en ek gaan na mense toe wat ek voel die Here vir my op daai oomblik sê ek moet na toe gaan. En so jy gaan dalk ook iewers 'n kans kry vorentoe. Ek nooi nie meer mense tafel toe nie, want soort van lig gee bietjie mense uit, ek hou nie daarvan nie. Maar goed, die beker wat ons drink, is die 4de beker van die Pasga, wat die Jode gebruik het. Hulle het 4 bekers wat hulle gebruik as hulle Pasga vier. Ons vier nie meer Pasga nie, maar ons gebruik wel die 4de beker, want dis die beker van danksegging. En dis 'n teken, 'n prentjie van die bloed van Jesus wat gevloei het. Die meeste daarvan voor hy op die kruis gekom het. Toe hulle hom gegeesel het, hulle het 'n sweep wat sulke klingingstukkies yster aan het, en 'n paar van sulke toue wat uitstaan, en as hulle hom so oor die rug geslaan het, dan pluk hulle hom terug, dan ruk hulle die vleis en die velle af, oral waar daai ding gehaak het. So Jesus het, as die van julle wat The Passion of the Christ gesien het, sou ietsie gesien het van hoe dit moontlik kon gelyk het. So sy bloed het hy vir julle gestort. Ek gaan nou daar agter in die hoek, weet ek, wie wil die beker gebruik, want ek wil dit vir iemand daar agter in die hoek, weet ek, en hier sit 'n dame, ek mag nie sê tannie nie, want ek weet nie hoe oud jy is nie, ek gaan sommer hier by jou begin. Die Here het vir jou betaal met sy bloed ook, en so neem dit, drink dit, glo dat hy dit spesifiek vir jou ook gedoen het. Waar is my dingetjie daar, dankie. Sy. Is daar nog iemand buiten die oom, julle kan julle wyn gebruik nou? Daar sy. Neem dit, weet, die Here het ook aan u gedink. Baie dankie. Is daar nog iemand? Daai kant, okay, Louisa, kom nou dan. Nee, sorry, nou, kan ek hom sommer hier vir jou aangee so? Daar sy. Neem dit, drink dit, glo dat hy ook vir jou betaal het. Dis Sonja. Ja, uiteindelik die 3de keer het ek hom gekry. Nou, sy. Nog iemand? Ok. Corien, jy gaan nou jou gebruik as jy by die bank kom, né? Ok. Moet ek vir jou broodjie gee? Ok, daar sê. Die Here het vir jou ook aan die kruis gesterf, hoor. Kan ek vir jou ook die beker gee? Daar sê. Ok, dankie, nou kan jy maar gaan sit, hoor. Ek gaan nou net ook self. Lanklaas het die beker uitgedrink. Ek wil graag
dat ons nou opstaan en ons belydenis van ons geloof doen. Hardop sê, agter my en saam met my aan, kom ons staan op en bely hardop jou geloof in hierdie Here wat aan die kruis vir jou betaal het. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus wat regeer, en die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, ons leidsman en ons bekragtiger, bly met julle elkeen. Amen.